Op die laaste hemelse ouerdag het ons hemelse moeder ons spesiaal iets gevra. Aangesien julle almal na moeder geluister het, sal julle die antwoord ken. Wat het moeder vir ons gevra? Ek is jammer. Vergewe my asseblief dat ek blind is vir al die pyn wat jy binne inhou. Net soos die lirieke sê, moeder het ons gevra om onsself te verootmoedig. Moeder het vir ons gesê om terug te kyk op ons lewens om te sien of ons op ons eie optree en pyn aan ons broers en susters gee, eerder as om hulle te bedagsaam, al is ons in die waarheid. Dit blyk dat ons baie keer die gevoelens van ons broers en susters onbewustelik seermaak en hulle onopsetlik pyn gee. Natuurlik sal dit goed wees as hulle nie hul gevoelens seer kry nie. Al sê 'n lid iets wat die ander kan seermaak, as die luisteraar nie sleg voel nie, maar dit op 'n goeie manier aanvaar, sal dit 'n goeie resultaat teweegbring. Ons menslike natuur is egter swak en broos, ons gevoelens is geneig om maklik seer gemaak te word. Ons trots word seer gemaak selfs deur 'n klein, onbenullige dingetjie wat ons kan aflag. Dit alles word veroorsaak deur ons onvolledige bekering. As ons heeltemal berou het, sal ons nie deur 'n klein dingetjie seer gemaak word nie. Moeder het ons weer eens hieroor wakker gemaak. Ons hemelse Vader en Moeder is God wat die einde van die begin af bekend gemaak het, van ewigheid af bestaan het en tot in ewigheid sal bestaan. Hulle ken ons beter as enige iemand en sal ons lei tot die einde toe. 2000 jaar gelede het Jesus ons geleer dat elke woord van God die lewe self en die ewige lewe is. Ons maak die gevoelens van ons broers en susters seer vir ons eie plesier en tevredenheid. Deur Moeder se woord wat die ewige lewe is, het ons dit besef. Ook deur die video getiteld Die Woestyn van Geloof, het ons berou gehad dat ons gemor en gekla het, en ons het werklik berou gehad dat ons nie vir God gedank het nie. Kom ons kyk vandag weer terug op onsself en dank die Hemelse Vader en Moeder. Vader en Moeder, baie dankie dat U ons toegelaat het om uit te sien na die hemel. Baie dankie dat U ons vergewe het van ons talle sondes wat ons in die hemel gepleeg het. Dankie dat U ons verlos het van die dood wat ons verdien. Het jy nie die kaart van die woestyn in die video gesien nie? Hoe ver is dit van Egipte na Kanaan? Dit is omtrent 300 kilometer. Hoe lank is 300 kilometer? Dit is die afstand van Seoul na Dagie. Na my mening kan dit dalk 4 of 5 dae neem van Seoul na Dagie as ons bestendig loop sonder rus. As ons egter op 'n rustige manier stap, rus, kook en eet en slaap, dan sal dit 7 of 10 dae neem. Waarom het God dan die Israeliete die kort afstand laat loop, selfs vir 40 jaar? Ons moet dit verstaan. Wat sê die boek Deuteronomium? Dit was om hulle te verootmoedig. Wat het veroorsaak dat ons sondig en uit die hemel verdryf is? Dit was omdat ons arrogant geword het. Volgens Jesaja, hoofstuk 14 het die Morester, seun van die dagbreek, baie arrogant geword. Sy arrogansie het hom tot boosheid gelei en sy troon verhef bo die troon van God. So het God die Morester, seun van die dagbreek, uit die hemel verdryf. God het sy rebellie oorwin. Op daardie tydstip is die engele wat selfs onbedoeld by hierdie rebellie betrokke was,
ook na die aarde geslinger en bly hier met die menslike gelykenis aan. Deur hierdie verhaal kan ons ook leer dat ons nooit arrogant mag wees nie. Hemelse Moeder sê ook vir ons, die pastorale personeel, doen bediening met liefde, om liefde te koester. Eerstens moet ons 'n gesindheid hê om onsself te verneder. In die boek Deuteronomie het God gesê, dink aan die hele pad waarlangs die Here jou God jou hierdie 40 jaar in die woestyn gelei het om jou nederig te maak, om jou te verootmoedig. Dit is die woorde wat God eerste in hierdie hoofstuk gespreek het. God het gesê, dit was om jou te verneder. Jy is nie in die posisie waar jy trots moet wees nie. Julle is van natuur sondaars. Jy kan nie anders as om nederig te wees nie. Besef dit en wees nederig. God het ons dit laat besef deur die lewe van die woestyn. Omdat ons onsself hoor as ander wou stel, is ons deur ander seer gemaak, en ons het nie geluister na diegene wat ons tot ons voordeel vertel het nie, maar eerder wat hulle gesê het verdraai en ontevrede gevoel. Ons het die woorde ter wille van ons as dorings en distels beskou, en het 'n nikkerige kyk gehad. In werklikheid het ons pyn aan ander gegee vir ons eie plesier. Hemelse Moeder het ons wakker gemaak om onsself deur hul 40-jarige lewe van woestyn te sien. En toe het Moeder vir ons gesê om vir mekaar te sê, ek is jammer. Moeder het vir ons gesê dat baie van ons verlore broers en susters berou gehad het en teruggekom het toe ons onsself werklik verneder het. Laat ons vandag 'n bietjie tyd neem om die woord van God te bestudeer onder die onderwerp die koninkryk van die hemel en bekering is onontbeerlik vir mekaar en handhaaf die wil van ons hemelse Vader en Moeder wat wil hê ons moet onsself verneder. Om in die hemel te kan ingaan, moet ons ons sondes bely en bekeer. Sonder bekering kan niemand die geestelike Kanaan binnegaan nie. Waarom het God die Israeliete verneder en hulle laat honger ly? Dit was nie omdat God geen krag gehad het nie. Dit was omdat God wou hê alles moet op die ou end goed gaan. God wou ons op die ou end met alles seën. Die Bybel sê dat God se groot liefde in daardie proses was. Ek weet die meeste van ons Sion familielede het vrede met mekaar en praat nie onbeskof nie en maak ook nie ander se gevoelens seer nie. As jy egter ander se gevoelens seermaak omdat jy nie hul bedoeling verstaan het nie, al is dit 'n klein ding, laat ons vir hulle sê, ek is jammer en los alle dinge op. Ek sal jou nederigheid waardeer. Die koninkryk van die hemel en bekering het 'n onlosmaaklike verhouding. In Matteus hoofstuk 4 het Jesus ook gesê, bekeer julle, want wat is naby? Want die koninkryk van die hemele is naby. Aangesien die koninkryk van die hemel naby is, moet ons ons bekeer. Nadat ons berou het, moet ons almal God dank as die mense wie se burgerskap in die hemel is. Kom ons gaan na Filippense hoofstuk 3 vers 19. Dit lees, hulle einde is die verderf, die maag is hulle God, hulle eer is geleë in hulle skande, hulle wat aardse dinge bedink. Ons burgerskap is egter in die hemel vanwaar ons as verlosser die Here Jesus Christus verwag. Hy sal ons nederige liggaam verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, deur die krag wat hom in staat stel om alles aan homself te onderwerp. Wanneer ons nederige liggame verander om soos God se glorieryke liggaam te wees, moet al ons verkeerde gedagtes, verkeerde geloof, verwronge denke, saam met ons transformasie verander word.
Ons uiterlike voorkoms kan nie verander word terwyl ons innerlike nog wêrelds is nie. Ons moet vinnig ons innerlike verander. Wat het Jesus vir ons gesê om te doen omdat die koninkryk van die hemel naby is? Hy het vir ons gesê om ons te bekeer. Hemelse Moeder het aan ons die manier bekend gemaak om te bekeer deur hierdie hemelse ouerdag. Het sy ons nie gewys deur te sê, ek is jammer, baie jammer en dankie nie. Ons moet ook ander se verskoning aanvaar deur te sê, dit is oukei of dit is goed. Wanneer iemand jou om verskoning vra, wat as jy sê? Hoekom het jy iets gedoen waarvoor jy later jammer sal wees? Ons moet almal verfyn word. Ons moet nie 'n voorsprong op onsself plaas wanneer die ander verfyn word nie. Hemelse Vader en Moeder het al ons liefdevolle Sion-lede geleer om meer en meer pragtig te verander as die mense wie se burgerskap in die hemel is. Wanneer ons al die leringe wat aan ons gegee is bymekaar sit, kan ons uiteindelik verstaan dat dit is: wees lief vir mekaar. Wees lief vir mekaar. Liefde bevat die woorde, ek is jammer en dankie. Daarom het Jesus gesê, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Selfs in hierdie tyd het God vir ons gesê om dieselfde te doen deur vir ons te sê, die koninkryk van die hemele is naby. God het aan ons bekend gemaak wat ons op hierdie oomblik moet doen. Nou verootmoedig ons broers en susters hulle self en sê, ek is jammer. Asseblief vergewe my dat ek blind was vir al die pyn wat jy binne in jou gedra het. En hulle verneder hulself om die eis van ander lede se harte te laat smelt. Ek het begin dink dat die tyd van profesie wanneer ons almal in ewige hemelse wesens verander sal word, baie naby gekom het. Kom ons kyk na Johannes hoofstuk 13 vers 34. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Wat is dit? Julle moet mekaar lief hê. Wanneer iemand sê, ek is jammer, vergewe my asseblief dat ek blind was vir al die pyn wat jy binne in jou gedra het, moenie steek deur te sê, wie het vir jou gesê om iets te doen waarvoor jy jammer sal wees? Wat is om mekaar lief te hê? In hierdie geval, as jy sê, dit is reg, ek is nogal jammer om jou met moeilikheid te onderdruk. Is dit nie die manier om mekaar lief te hê nie? God het gesê, net soos ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Mense sal dadelik weet waar ons liefde vandaan geleer het. Almal luister. Wie het vir jou gesê om baie te sê? Ek is jammer. Ons moeder, reg? As ons dit in ons normale lewe gebruik, sal mense dink, ek is positief dat daardie mense van die kerk van God is. Daar sal geen ander mense wees wat daardie pragtige woorde gebruik nie, behalwe die mense van die kerk van God. Mense in die wêreld sal dit erken en hulle sal ons so herken. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Dit is omdat hierdie soort kultuur en atmosfeer moeilik is om in die wêreld te vind. Beide mense in die wêreld en die mense wat pas na Sion gekom het, beskou ons as engele. Soos hulle ons gereeld hoor sê, ek is jammer, besef hulle ook dat daar baie mense is vir wie hulle jammer voel. Op hierdie manier behoort ons almal die een na die ander te bekeer. Dit is hoe ons Sion moet word. God het aan ons hierdie pragtige lering gegee. Beslis, ons is gelukkig omdat ons moeder het. Weereens, ek het gevoel dat omdat ons hierdie soort lering van moeder in Sion hoor, Sion verander kan word om mooi te wees.
Die opdrag in Johannes hoofstuk 13, vers 34 en liefde hou ook verband met die Pasga. Die nuwe opdrag word uitgedruk as die nuwe verbond. In die evangelie van Lukas word dit uitgedruk as die verbond en die evangelie van Johannes as die opdrag. Verbond gelyk aan opdrag. Die nuwe opdrag is die nuwe verbond. Op watter dag is die nuwe verbond verkondig? Op die Pasga, reg? As ons mooi na die Pasga kyk, kan ons God se heilige liefde daarin vind. Ons hemelse ouers het uit die hemel na hierdie aarde gekom en al hulle hemelse heerlikheid agtergelaat en die waarheid tot stand gebring wat die nuwe verbond genoem word. Hulle het hulle vlees geskeur en dit aan ons gegee en ook hulle bloed vergiet en ons dit laat drink om ons te red. Een koppie wyn wat ons drink en een stukkie brood waaraan ons deel, is nie net brood en wyn nie. Hulle is die vlees en bloed van ons hemelse Vader en Moeder, wat aan ons geskenk word deur hulle heilige en groot liefde en opoffering. Die rede waarom God hierdie kosbare waarheid van die nuwe verbond, die Pasga, tot stand gebring het, was omdat hy wou hê ons moet onthou hoe hy sy bloed ter wille van ons vergiet het en watter soort opoffering hy betaal het om ons lewens te red. So, ons moet nie net brood en wyn vat en net oor ons verlossing alleen bly wees nie. Om ons lewens te red, het God homself opgeoffer. Ons behoort God se liefde te begryp wat in die Pasga beskryf word. Ons het die liefde van God geleer, daarom moet ons ook liefde aan ons broers en susters gee. Kom ons gaan na 1 Johannes hoofstuk 4 vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. In hierdie wêreld is daar dinge wat aan Satan behoort en dinge wat aan God behoort. Onder hulle behoort liefde beslis aan God. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Elkeen wat liefhet, is uit God gebore, en dit is hulle wat God ken. In 2 Tessalonisense hoofstuk 1 sê dit wanneer God kom om hierdie wêreld in brandende vuur te oordeel, wat sal God aan diegene doen wat God nie ken nie? God sal daardie mense straf. Diegene wat God ken, is diegene wat God se liefde besef het. Aangesien ons die liefde van God besef het, moet ons almal die vlak bereik waar ons die liefde met ons Sionlede kan deel. Dit is wat God vir ons sê. Kom ons gaan voort met vers 8. Wie nie liefhet nie, het God nie leer ken nie. Hulle ken God dalk in kennis, maar die Bybel sê hulle ken God steeds nie. Hulle stem saam dat hy God is omdat hy volgens die profesie gekom het en vir ons die nuwe verbond Pasga gebring het. Maar in hulle harte, in hulle D en S, in hulle selle is God nog nie ingeskryf nie. Wie nie liefhet nie, het God nie leer ken nie. Hoekom? Want God is liefde. Almal, mitokondriale D en S speel 'n deurslaggewende rol vir die lewe van kinders agter die toneel, en daardie D en S word van geslag tot geslag oorgedra. God se D en S is liefde. Aangesien God se D en S liefde is, as ons God se kinders is, moet ons God se D en S liefde erf. Maar wat as ons nie God se D en S, dit wil sê liefde, erf nie? Wat as ons nie weet hoe om onsself op te offer nie, maar pyn aan ander gee en probeer om hoor te word deur daardie pyn? Ons is God se kinders en ons het almal God se D en S. Ons moet dus die liefde van God wat homself as in ons plek opgeoffer het, deel met mense wat na Sion sal kom. God is liefde.
나눌 수 있고 베풀 줄 아는 그런 우리 모두가 되어야 되겠습니다. 여기서 Meer spesifiek, God se D en S is liefde. 하나님의 DNA는 사랑이시라. 이렇게 말할 수가 있는 것입니다. Vers 9 lees. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat wat ons deur hom kan leef. God het homself opgeoffer om ons te laat lewe. Vers 10 lees. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie. Ons was onvolwasse, ons het gesondig in die hemel en is na hierdie aarde verdryf. Ons het meer sondes as liefde gehad. Ons kon nie God se liefde met ons sondige oë sien nie. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy wat ons liefgehad het. Ons het God nie liefgehad nie. Ons het eerder God verraai en is na hierdie aarde verdryf. Al was ons sondaars, het God sy liefdesdee en is geaktiveer en nooit gesê dat hy ons haat nie. Hy het weer na hierdie aarde gekom, met die vlees gedra om ons die geleentheid te gee om ons te bekeer. God het Sion gelei tot vandag toe, deur die fases van menslike lewe, geboorte, ouderdom, siekte en dood, wat almal moet ly. Ons is die een wat moes gesê het, ek is jammer, maar God sê eerder dat sy jammer is vir ons, sondaars. Wanneer moeder haar verskoning keer op keer teenoor ons herhaal, weet ons waarlik as sondaars nie wat om te doen nie. Kom ons kyk weer na vers 10. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ook. Wat? Behoort ook ons mekaar lief te hê. As ons nog steeds 'n bietjie wrok hou, laat ons dit afskud. God het al ons erge sondes vergewe. Dus, ons moet nie die dwaase daad pleeg om aanhoudende gevoelens van gegriefdheid aan ons lede te koester vir wat hulle sê of doen nie, al is dit iets onbenulligs. God se D en S is liefde en ons het God se D en S van liefde geërf. Om God se liefde te implementeer, moet ons ons broers en susters met liefde lei, onsself des te meer verneder, aangesien hulle lank in hierdie sondige wêreld geleef het en nog nie die waarheid ten volle verstaan nie. Om 'n persoon van liefde te word, moet ons onsself verneder. Tensy ons nederig word, kan ons nie ander lief hê nie. Mense in die wêreld is trots op hulself en pronk met hulself deur te sê, weet jy wie ek is? Hulle dink mense sal aandag aan hulle gee as hulle dit doen. God se manier is egter anders. Die Bybel sê God het die Israeliete 40 jaar lank in die woestyn laat rondzwerf, hulle verneder en laat honger ly, sodat dit op die ou end met hulle goed kan gaan. God het daardie soort fisiese roete gemaak. Wat dan van ons geestelike roete? Dit is dieselfde. Ons moet die roete volg wat God vir ons gemaak het. Diegene wat nie hemel toe wil gaan nie, is arrogant, ondankbaar en brom, en hulle steek mense aan en sê, kom ons gaan terug na Egipte. Diegene wat God se wil werklik verstaan, word egter meer nederig en sê, ons het swaar gelei in Egipte, maar nou ly ons nie meer nie. Hoe dankbaar moet ons tog vir God wees? Verder het God ons 'n land beloof wat oorloop van melk en honing. Ons loop nou in die woestyn van geloof. Ons volg dieselfde roete wat die Israeliete gestap het.
Selfs ons hemelse moeder sê eers vir ons jammer. 먼저 말씀하십니다. Maak nie saak wat die hemelse moeder aan ons sê of doen nie. 뭐라고 하셔도 그건 하나도 Sy hoef glad nie jammer te wees daaroor nie. 우리가 그냥 Dit is ons wat in die hemel gesondig het en op die aarde neergewerp is. So, al sê ons heeltyd vir moeder, ek is jammer, is dit nie genoeg nie. 달아놓고 살더라도 부족하지 않을 것인데 말이죠. Ons mense van Sion kan volkome verligting bereik. 있게 되는 날이 언제냐 하면 Wanneer ons alle eer aan God gee, net soos dit in Jesaja hoofstuk 60 geskryf is. 누구에게요? 하나님께 다 돌릴 줄 알 때. U is die een wat eer hiervoor ontvang, Vader en Moeder. 이것도 Julle is waardig om ook hiervoor geprys te word, Vader en Moeder. 이 모든 것을 Wanneer ons alle eer en lof aan God gee, wanneer die liefdesdee en is uit sluimering ontwaak en werk, dan sal God ons verander om die tent van ons liggaam af te haal en die ewige hemelse woning aan te trek. 하늘의 어떤 장막을 덧입을 수 있도록끔 변모시. Broers en susters, 여러분, ons Vader en Moeder wil hê dat ons vir ewig in geluk in die koninkryk van die hemele gemaklik moet lewe, nie op hierdie aarde vol lyding nie. 영생과 복락 누리는 그곳에서 우리 자녀들을 평안하게 이렇게 지내게 하고 싶으신 것입니다. 예, 여러분. Volgens 1 Johannes hoofstuk 4 het ons Vader en Moeder se D en S wat liefde is, geërf. Aangesien ons God se D en S genaamd liefde geërf het, moet ons al die sluimerende liefdes D en S aktiveer. Hiervoor moet ons altyd vir mekaar sê, ek is jammer. Vergewe my asseblief dat ek blind was vir al die pyn wat jy binne in jou gedra het. Dan sal ons Sion mooier wees. Kom ons kyk na 1 Johannes hoofstuk 4 vers 11. Geliefdes, as God ons so liefgehad het, behoort ook ons mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar liefhet, bly God in. Wie? God se liefde woon in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons aan sy gees laat deel kry. Wanneer ons vers 13 sorgvuldig lees, kan ons sien hoe mooi die woorde is. En ons het dit aanskou en ons getuig daarvan, dat die Vader die Seun as verlosser van die wêreld gestuur het. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. Wat sê die volgende vers? God is liefde. En wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf en wie vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer, wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê, wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Dit is sulke mooi woorde, maak nie saak hoeveel keer ons dit hoor of lees nie. Die liefde wat ons het, is nie iets bewusteliks of meganies nie. God het sy D en S in ons geplant. Ons het God se D en S geërf. Dit werk egter nie, maar bly dormant. Wat moet ons doen om hulle te aktiveer? Ons moet ons verneder en vir mekaar sê, ek is jammer, dankie, so dikwels as moontlik. Dan ontwaak die sluimerende mitokondrië van liefde en werk aktief. En aanhou in getal toeneem. Mediese wetenskaplikes sê ons word gesond wanneer die aantal mitokondrië in ons liggaam toeneem. Reg. Dit is dieselfde met ons geestelike gesondheid.
하나님의 Ons word geestelik gesond wanneer geestelike mitochondriën toeneem en aktief in ons word. 영적으로 건강해집니다. God het homself vir ons opgeoffer. Hy het homself aan lyding oorgegee, nie op soek na sy eie vreugde nie, om ons van sonde te verlos. 죄인된 우리를 속량해내 주신 Ons het almal die liefde, D en S wat ons van God geërf het. 물려받은 것입니다. 우리 As 사랑하는 lede van die hemelse 자녀들에게 familie, laat ons almal ons broers en susters lief hê en die dag bevorder om hemel toe te gaan. 빨리 앞당깁시다. Wil jy die paadjie vir 40 jaar loop, 갈 거리를 wat ons in net 10 40 dae kan voltooi? 광야에서 In hierdie geestelike woestyn versuim ons dikwels om onsself te verneder en wil ons onsself met verwaandheid verhef. 각오하는 마음이 아직까지 우리 속에 많이 내재되어 있기 때문에 Dis hoekom God ons nie nou hemel toe kan neem al wil hy. 할 수 없는 것입니다. 쉽게 Ons kan nie die hemel binnegaan voordat ons gereinig en verander is nie. 들어갈 수 있는 God gee ons dus nog tyd daarvoor. 아직도 우리에게 As ons ten volle gereinig en verander was, sou ons reeds hemel toe gegaan het. 애굽에서 Dit was nie 'n 가나안까지 lang afstand van Egipte na Kanaan nie. 오늘 또 Ons wil almal so gou moontlik hemel toe 가고 gaan. 싶은 우리의 그 마음. 그렇다면 Kom ons aktiveer die 우리 속에 liefdes-D en S in 사랑의 ons. DNA를 활성화시키고 살려봅시다. Deur dit te doen, kom ons lyk soos die oorweging en opoffering van Vader en Moeder en lei alle mense tot bekering met die kragtige energie van God se D en 우리 S. 인생들을 회개시키는 일에 하나님의 그 DNA의 강력한 그 에너지가 Ek hoop dat die hele wêreld gevul sal wees met die krag van God se D en S. 다시 한번 Laat ek nou vandag se preek afsluit. Baie dankie.